Ons gesels nog oor oefen vrygewigheid as deel van die manier om te floreer. So, vandag se tema is deel hulpbronne met jou buurt. Ons is deel van 'n WhatsApp groep wat vir ons buurt geskep is. Kort nadat ons hier ingetrek het 'n buurpersoon ons genooi om daarin te behoort. Dit hou ons op hoogte van wat in ons buurt gebeur, sowel as ons omgewing se munisipale raadslid is ook op hierdie groep en hou ons ingelig oor munisipale sake. Gister daar 'n foto van 'n hondjie verskyn waarin die persoon vra of iemand hulle hondjie gesien het wat al sedert die oggend weg is. En toe ek later die dag huis toe ry, het ek spesiaal om die blok gery om te kyk of ek dalk die hondjie kan sien. Ek het waarskynlik nie nodig gehad om dit te doen nie, maar ons het self honde en ek sou nogal hou daarvan as ons honde per ongeluk uitgaan dat iemand ons sal help om hulle weer te vind. Die goeie nuus is dat klein Mandy intussen weer gevind is. Toe ek vandag se dagstukkie skryf, besef ek dat ek onbewuslik eintlik gedoen het waarvoor Jesus sy volgelinge vra in Lukas 6 vers 38 as hy sê: "Gee en vir julle sal gegee word. 'n Goeie maat, ingestamp, geskit en propvol, sal hulle in julle hande gee. Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word." 'n Daad van vrygewigheid met ons hulpbronne, dit kan tyd, aandag, vaardighede of selfs ook soms iets soos 'n grasnyer wees wat ons met ons buurt of ons buurmense deel. Bou nie net vertroue en gemeenskap nie, dit bevorder ook ons eie welstand, dit maak ons ook gelukkiger. Soos Weinstein en Ryan verduidelik, wanneer mense help vanuit 'n gevoel van autonomie en verbondenheid, ervaar hulle toename in welstand, nie net vir die ontvanger nie, maar ook vir die helper. So vandag vra vir jouself, is daar iets wat ek kan deel met my buurt? 'n Item, 'n idee, 'n bietjie van my tyd, 'n gebed? Jy weet nooit wat 'n positiewe rimpel dit kan veroorsaak nie. Dalk help jy iemand om hulle Mandy hondjie so terug te kry. Leef geïnspireerd.